uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Nou in die erediens by die kerk het ons vanoggend nou weer die voorreg om 2 babas te kan doop. En ons gaan sommer ook die nagmaal ook gebruik. Dis min dat ons hierdie 2 saam gedoen kry. So ek het gedink ek wil sommer vandag ietsie sê oor hierdie 2 wonderlike tekens. Want ek vermoed dat omdat ons dit so baie beleef het en gesien het, dink ons nie meer regtig oor die betekenis daarvan nie en besef ons nie altyd die diepte wat daarin vasgevang is nie. So ek wil daaroor ietsie sê vandag en ek hoop regtig dat dit weer vir jou ervarings sal gee van God se liefde en genade vir jou. Nou by al 2 hierdie goed, by die doop en by die nagmaal, gaan dit oor baie gewone tekens. Dit gaan oor water, dit gaan oor brood en dit gaan oor wyn of sap. En by die doopvond doop ons kinders, soms groot mense ook, en met die water. En by die nagmaalstafel breek ons gewone brood en drink ons wyn of sap. Nou daar is niks dramaties aan hierdie 3 goeders nie. Dis eintlik baie eenvoudige alledaagse goed. En geen vuurwerke of applaus of bonatuurlike goed gebeur wanneer ons dit gebruik nie. Tog is dit baie kragtige tekens wat die evangelie vir ons op 'n baie mooi, eenvoudige, maar ook diep manier verduidelik en opsom. So al by hierdie goed, die doop en die nagmaal, vertel eintlik vir ons dieselfde storie. En dit is die storie van genade. So kom ons begin gou by die doop. Met die doop word ons herinner dat ons lewe saam met God begin. Dit begin nie by ons eie keuse nie. Dit begin by God wat eerste vir ons gekies en vir ons roep. Men voordat kinders nog kan praat, voordat hulle kan verstaan wat met hulle gebeur, voordat hulle enige keuses kan maak of enige beloftes kan maak, kom God klaar en kies hulle en maak sekere beloftes aan hulle. Ek wil 2 kort teksgedeeltes lees om iets hiervan verwoord. Ek gaan lees uit Jesaja 43 vers 1. Ons lees daar: Maar nou, so sê die Here, jou skepper, die een wat jou gevorm het, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. En dan in Efesiërs 2 vers 8 en 9 lees ons: Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. So Jesaja beklemtoon vir ons dat God is die een wat die inisiatief neem in mense se lewens. Dis nie ons nie. God is die een wat ons op ons name roep. God is die een wat ons loskoop. God is die een wat beloof, aan my behoort jy. So God neem die inisiatief en dit is genade. En dan in Efesiërs beklemtoon Paulus dat hierdie genade is 'n geskenk van God. God gee dit vir ons. Nou 'n geskenk is mos verniet. Ons kan nie daarvoor werk nie. So dis weer eens is dit God wat die inisiatief neem en genade as 'n geskenk vir ons gee. So dit is wat ons by die doop leer. Genade kom eerste. Genade kom eerste. Dis 'n geskenk van God af. Nie een van ons kan opklim na God toe soos met 'n leer nie. God klim af na ons toe. En dit is genade. So ons geloofsreis begin nie omdat ons vir God gevind het nie. Dit begin omdat God vir ons gevind het. En omdat God aanhou om ons te vind soos wat ons deur ons lewe gaan. So met dit nou in gedagte, kom ons gaan gou na die nagmaal toe. Nou die doop beteken mos nou nie dat ons het nou gearriveer nie. Die doop is die begin van ons geloofsreis. En dis waarvoor ons ander mense in ons lewens nodig het, waarvoor ons ouers speel daai reis 'n rol, maar dis ook waarvoor ons die nagmaal nodig het.
So in Johannes 6 vers 35 lees ons, Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. So die God wat ons gekies het, die God wat vir ons geroep het, is ook die God wat ons voed, die God wat vir ons leer, die God wat saam met ons deur die lewe gaan en ons laat groei in ons geloof. Dis bietjie soos die babas wat ons doop. 'n Baba word ons nie gebore en dan los ons hulle op hulle eie nie. Ons speel 'n rol in die babas se lewe. Die babas moet kos kry, hulle moet leer om te loop en te praat, die babas groei ook. En dis dieselfde met ons geloofsreis, net ook so. Wanneer ons saam bid, wanneer ons in die erediens is, wanneer ons by die nagmaalstafel is, word ons gevoed en geleer en groei ons in ons geloof. Groei ons in ons op hierdie geloofsreis saam met God. So by die doopvond ontvang ons die water, die teken van die doop met water. By die nagmaalstafel breek ons die brood en ontvang ons die brood en drink ons die wyn of die sap. Maar by al twee hierdie goed, by die doop en die nagmaal, ontvang ons vir Christus en ontvang ons sy genade. Dan wil ek net 'n laaste ding ook uitlig oor die doop en die nagmaal. En ek wil 2 verse net lees ook hieroor. In Handelinge 2 vers 42 lees ons oor die eerste gemeente, die gemeente wat gevorm het na die uitstorting van die Heilige Gees. En ons lees daar oor hulle die volgende ding. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels. Met ander woorde, dit wat die apostels vir hulle geleer het, die teaching wat hulle gekry het van die apostels af. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels. Die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. En dan in 1 Korintiërs 10 vers 17 lees ons, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. So hierdie 2 tekste bevestig vir ons dat ons aan mekaar verbind is. Ons is 'n geloofsgemeenskap. Ons is God se mense, God se gemeente. Ons is die liggaam van Christus, al verskil ons van mekaar oor sekere goed. So by die doop word ons deel van hierdie geloofsgemeenskap, van hierdie liggaam van Christus. Ons word ingewy in die geloofsgemeenskap in. En wanneer ons die nagmaal gebruik, dan doen ons dit ook as deel van hierdie geloofsgemeenskap, saam met die geloofsgemeenskap. Dis asof ons almal saam om daai tafel sit en die brood en die wyn of die sap gebruik. Sien, die Christelike geloof, dit bevestig vir ons dat die Christelike geloof is nie 'n privaat geloof nie. Dis nie iets wat ons op ons eie kan doen nie. Dis iets wat ons saam met ander mense doen. Ons is een liggaam, al verskil ons van mekaar. Ons ondersteun mekaar, ons versterk mekaar, ons bemoedig mekaar, maar ons is verbonde aan mekaar, soos ons lees oor daai eerste gemeente. So wat beteken dit alles? Dit beteken dat van die jongste onder ons, tot die oudste onder ons en almal tussenin, ons staan almal op dieselfde grond. Ons het almal dieselfde fondasie en dit is Jesus Christus en sy genade. Ons is almal mekaar se broers en susters en ons is almal ewe afhanklik van God se liefde en God se genade. En daarvoor moet ons vir God dankie sê. Daarvoor moet ons vir God loof en prys. So mag jy hierdie week weer bewus wees van God se liefde en genade vir jou wat deur die doop en die nagmaal bevestig word. En mag jy bewus wees dat God dit vir jou gedoen het. Kom ons sluit af met 'n lied, en dis 'n lied wat hierdie genade van God wat ons verniet ontvang, wat dit op 'n baie baie mooi manier verwoord. So luister bidend hierna. It's there in the newborn cry. It's
It's there in the light of every sunrise. It's there in the shadows of this life, your great grace. It's there on the mountain top. It's there in the everyday and the mundane. It's there in the sorrow and the dancing, your great grace, oh such grace. From the creation to the cross, then from the crossing to eternity, your grace finds me. Yes, your grace finds me. There in the darkest night of the soul, there in the sweetest songs of victory, your grace finds me. Yes, your grace finds me. It's there on a wedding day, there in the weeping by the graveside, there in the very breath we breathe, your great grace. Same for the rich and poor, same for the saint and for the sinner, enough for this whole wide world, your great grace, oh such grace. From the creation to the cross, then from the crossing to eternity, your grace finds me. Yes, your grace finds me. There in the darkest night of the soul, there in the sweetest songs of victory, your grace finds me. Yes, your grace finds me. Same for the rich and poor, same for the saint and for the sinner. It's enough for this whole wide world, your great grace, oh such grace. I'll be breathing in your grace, breathing out your praise, breathing in your grace. Forever I'll be breathing in your grace, breathing out your praise, breathing in your grace. Forever I'll be breathing in your grace, breathing out your praise.